Welkom graad 9's by hierdie finansies les. Ons is tans besig met debiteure en in hierdie les gaan ons kyk na die debiteure afslagjoernaal. Ons gaan kyk hoe die debiteure afslagjoernaal lyk, hoe ons watse kolomme ons kry en hoe ons transaksies wat te doen het met debiteure afslag in die joernaal aangeteken word. Julle nou gaan ons bietjie kyk na die debiteure afslagjoernaal. Eerste wat ons gaan doen is gaan gou kyk na sy kolomnommers of sy kolomname. Hierdie eerste kolom is die dokumentnommer. Onthou, wanneer ons te doen het met debiteure afslag, dan kry hulle dit bied 'n kredietnota. Ons gee dan vir hulle 'n kredietnota. En daai kredietnota se nommers word dan onder dokumentnommer geskryf. Onthou, as jy kredietnota sien, dan weet jy dadelik dis debiteure afslag. Dan dag, die debiteur wie die afslag kry, sy folionommer gaan ook, onthou hierdie word ook later elke dag oorgeboek na die debiteure grootboek toe, so dit gaan daai folionommer wees, dan het ons die debiteure afslagbedrag, maar vir daai debiteure afslagbedrag is daar ook kostes gewees wat dit ons gekos het. Julle sien hieronder dat ons kosprys werk op 50%. So wanneer jy net die debiteure afslagbedrag het, dan gaan jy met 'n formule werk wat ek net nou vir julle gaan wys. Wat ons ook nie moet vergeet nie, is die opskrif. Hierso bo staan debiteure afslagjoernaal van Pieter se skoenwinkel vir April 2020. So ook moet ons nie vergeet dat hierdie is die DAJ, dis sy afkorting vir debiteure afslagjoernaal nommer 4. Wanneer ons oorboek na ons algemene grootboek te julle, dan gaan ons hierdie DAJ 4 gebruik. Julle sal sien wanneer ons dit in die algemene grootboek doen. Kom ons gaan nou en ons gaan kyk na ons eerste transaksie. Ons eerste transaksie lees kredietnota 5. Onthou ek het vir julle gesê, debiteure afslag het ons te doen met 'n kredietnota. En in hierdie geval is dit kredietnota nommer 5 is uitgereik aan S. Pieterse vir 'n oorbetaling van R150. So wat sê ek hierso vir julle? Dat hy is op sy faktuur, het hy te veel betaal. So ons het nou te veel, ons het nou gesê hy skuld ons nou R700, maar dit was R150 te veel. So hoe gaan ons nou hierdie transaksie aanteken? Eerste, dokumentnommer is nommer 5, want daar sê hulle vir ons, kredietnota nommer 5 is gebruik of uitgereik en daar sit ons dit. Die dag was die 3de, julle. Dan, vir wie was dit? Wie is die debiteur? Dis S. Pieterse. Ons weet nou al S. Pieterse is DG1, maar ons sal dit net nou insit. Maar ons weet hy was debiteure grootboek nommer 1. Dan, hoeveel was die debiteure afslag bedrag wat ons moet gee? R150. Maar julle het ons die koste van verkope? Nee. So die koste van verkope werk ons as volg uit. Jy vat die 150, so julle mag gou julle sakrekenaars kry, jy vat die 150, jy maal dit met 100, en dan deel jy dit deur 150. Hoekom sê ek 150? Want hierso het hulle vir ons gesê dat ons koste van verkope se persentasie is 50%. En hier sê ek vir jou, jy vat 100 en jy plus die winsopslagpersentasie. Hierdie hele is die winsopslagpersentasie. En dit gee vir my 150. So wat is nou op die ou end my bedrag? Wat is my koste van verkope? My koste van verkope julle is R100. Nou, as ons verder kyk, dan gaan ons nou sien ons tweede transaksie lees, ryke kredietnota vir R75 uit aan Sedekok vir items wat deur hom teruggebring is. So daar was items wat hy gekoop het wat foutief was, of wat hy nie meer tevrede was nie, en hy het dit nou teruggebring. So ons kan nie meer sê, hy skuld ons argumentsonthaalwe R100 nie, want hy het R75 se voorraad teruggebring. So ons moet nou dit ook gaan aanteken. Maar onthou, ek gee nie hier vir jou die kredietnota nommer weer nie, want jy moet weet, hy gaan net aan. So, die eerste kredietnota wat ons wel vir julle gegee het, was die 5de, of nommer 5. So die volgende een is dan nommer 6. Hierdie was op dag 15, as julle hierso sien, dag 15, nou gaan ons aan, en vir wie was dit? Die debiteur is C. de Kok. Die bedrag wat ons om afslag voorgee is R75. Het ons in hierdie geval die kosprys, of die koste van verkope? Nee, jy gaan werk dit nou dieselfde weer uit, vat jou sakrekenaar, jy gaan sê 75, jy maal dit met 100, en jy deel dit deur 150. Julle sal saam met my dan stem, dit is R50.
As jy nie by R50 uitkom nie, werk dit gou weer uit. Jy vat 75, jy maal dit met 100 en jy deel dit deur 150. Dan behoort jy by R50 uit te kom. So dit het ons R50 gekos, daai voorraad, maar hy het afslag vir R75. Hy het vir die volle bedrag afslag gekry, vir die volle verkoopsprys. Nou saam met dit, kom ons kyk na ons volgende ene. Ons volgende transaksie lees, B. Visagie, 'n debiteur, stuur goede terug wat nie volgens die spesifikasies was wat hy aangevra het nie. So dit was nie wat hy gevra het nie. Hy is oorspronklik R795 daarvoor gefaktuur en kredietnota word vir die volle bedrag uitgereik. So wat sê ons vir jou? Ons sê hierso vir jou, hy het goed teruggestuur, maar dit was nie wat hy wou gehad het nie. Hy het oorspronklik R795 daarvoor betaal, maar ons gee vir hom 'n kredietnota vir die volle bedrag. So vir die volle R795 kry hy nou krediet, So kom ons gaan doen gou daardie transaksie. Dit is kredietnota nommer 7. Hoekom? Want die kredietnotas volg op mekaar. Dan, dit was op die 29ste van daardie maand. Wie was dit? Dit was B. Visagie. B. Visagie is dan die debiteur. Dan gaan ons nou die volle bedrag, so R795 is die volle bedrag. Het ons die kosprys vir julle gegee? Nee. So jy gaan weer gaan, jy gaan sê R795, jy gaan maal daardie bedrag met 100 en jy deel hom deur 150. En as julle dit saam met my dan nou reg gedoen het, dan gaan jy ook 530 kry. Nou baie belangrik, nadat jy aan die einde of aan die einde van daai maand kom, dan gaan ons al hierdie tabelle by mekaar tel. So jy gaan daai debiteure afslagsin optel en jy gaan die koste van verkoopsinne optel. Hoekom? Want die totale word dan op die ou end na jou algemene grootboek toe oorgeboek. Goed, kom ons gaan en debiteure afslag julle. As jy al daai totale by mekaar tel, dan kry jy R1020. As jy koste van verkoopsin optel, dan kry jy R680. Maar wat ons nie moet vergeet nie, is ons het folionommers. En ons folionommers moet ook ingevul word. Die folionommers is as volg, dis DG1, DG2 en DG3. En die DG staan vir debiteure grootboek. Daagliks julle word dit ook na die debiteure grootboek toe oorgeboek, maar dit word slegs maandeliks aan die einde van die maand na die algemene grootboek toe oorgeboek.